Johannes 19:28, ons is vanoggend by die 6de kruiswoord. Dit sê hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Ek het dors. Nou, ek gaan so 3 na 4 punte vir julle uittrek rondom hierdie vers, wat ek dink 'n mens hierin kan sien, en want ek dink dit het meer as een bedoeling. Dit het meer as een bedoeling. Nou die eerste ding wat Jesus hier vir ons wil deurgee, het sê hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word. Nou, onthou, niks staan net per buis in die woord nie. Dit staan baie duidelik daar, sodat die skrif vervul sou word. Daar's 'n rede hoekom dit daar staan. Want Jesus is die vervuller van sy woord. En dis 'n baie belangrike ding wat Jesus hier doen, is om eintlik aan u en my hoop te gee, want hy's 'n vervuller van sy woord. Weet as hy vir jou 'n belofte gemaak het, hy breek nooit sy woord aan jou nie. As daar 'n profesie uitgespreek is in die Bybel, gaan dit vervul word. Want God kan nie omver gegooi word nie. Selfs van die grootste krisisse wat jy in jou lewe kan deurgaan, en wat jy dink, hier kan niks lewe hier uitkom nie. Al bring God lewe uit, want sy belofte is, en ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my lief het. Nou, dit beteken nie alles wat gebeur op die aarde is God se wil nie. Baie goed gebeur wat nie sy wil is nie. Daar's baie goed in die Bybel wat sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit. So as jy seker goed doen wat die Bybel vir jou sê om nie te doen nie, dan beteken dit mos nou jy doen nie die wil van God nie, want daar's baie mense wat glo alles wat gebeur is God se wil, en dit is 'n valse teorie daai, alles wat gebeur is nie God se wil nie. God het net die vermoë om selfs uit dood lewe na vore te bring, want hy is die vervuller van sy woord, en die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy klaarmaak. Hy sal dit klaarmaak. As jy byvoorbeeld, ek gaan nie nou voorbeelde noem, net of jy my verkeerde of persoonlike voorbeelde, maar verskriklike situasies, kom ek vat maar sommer myself as 'n voorbeeld, toe ek was way out van die pad af, ek was nooit 'n hater van God of enige iets nie, maar ek het net nie belang gestel nie, nie regtig, nooit kerk geloop nie, was nie geestelik nie, en wat ook al, en alles wat met my gebeur het, die duiwel wou my verwoes het, ek gaan nie nou in detail ingaan oor van die goed nie, maar al daai negatiewe goed wat ek op daardie stadium beleef het, wil my lewe neem. Dis eintlik presies dit, wat my gelei het na die plek dat ek vandag hier staan. So baie keer dit wat die duiwel dink, hy jou ten gronde gaan bring, laat God ten goeie meewerk. En dis die ongelooflike van God, en die feit dat hy sy woord, dat hy 'n vervuller van sy woord is. Die duiwel kan hom nooit outsmart nie. Die duiwel kan vir jou dalk verskriklik laat skade ly. En dan dink die duiwel, Jesus, nou het ek aan hierdie ou beet gekry, hierdie kind van God. En dan kom die Here, en dan ewe skielik dink die duiwel, my flip, plaas ek nie eens daai skade aan daai persoon gedoen het, kyk waar is hy nou? Die duiwel sal dalk dink, wag, hy weet God het 'n roeping op jou lewe, en hy weet al volgens, dis wat die Here jou wil, en dan dink jy, wag, ek gaan dit counter. Nou bring hy seker goed in jou lewe in, die duiwel, om jou te sidetrack, en dan gebruik God daai sidetrack, waar jy nog 10 jaar sou vat om daar uit te kom, wys die God vir die duiwel, jy het nou gedink jy smart, weet jy wat, hierdie trials and tribulation het hierdie gemaak het hierdie persoon nou net 5 jaar, hy sommer nou 5 jaar voor, want ek laat daai sommer nou ten goeie meewerk, jy het gedink jy doen jy skade hier, nou werk jy eintlik teen jouself, want dit is hoe God werk, dis die ongelooflikheid van die feit dat hy 'n vervuller van sy woord is. Never count God out. Moenie dink al die grootste krisisse en jou vyand het nou vir God omkant gevang nie. God gebeur baie keer daai goed wat die duiwel dink hy bring jou skade aan. God gebruik baie maal spesifiek daai, en dan spring hy jou eintlik jare vooruit,
Want hy wys eintlik vir die Satan, weet jy wat, ek is baie magtiger en kragtiger as jy. Ek gebruik selfs jou skade om my kinders vooruit te vat en die woord oor hulle lewe te vervul. Ek gebruik jou selfs as 'n instrument in my hand. Die vyand kan God nooit outsmart nie. Die tweede een natuurlik is baie duidelik dat hy hierso sê, ek het dors. Dit is die eerste fisiese behoefte wat Jesus eintlik hier uitspreek. Nou, hy sê, ek het dors. Nou, hy was besig om woord te vervul, Psalm 22 vers 15 tot 16 sê, ek is uitgestort soos water. Al my gebeendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en jy lê my neer in die stof van die dood. En hierso sê Jesus, my krag het verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en so droog sy mond was. Jesus daar hang, onthou, dis hoeveel uur al deur die nag, hy wat kon nie eers sy kruis tot by Golgotha dra nie, hy's moeg, hy's uitgepunt, hy's gehidreerd, hy het gebloei en gebloei en gebloei, het hoeveel vog verloor. Jesus is heel moontlik op hierdie stadium ontsettend koorsig, verskriklike hoofpyn, die hele vloek van die wet het op hom afgekom, hy was in hierdie geweldige teestryd in die tuin van Getsemane, en hy spreek het en sê, ek het dors. Is natuurlik ook om 'n gedeelte van Psalm 22 te vervul wat na hom verwys het. My tong kleef aan my verhemelte vas. Dis nie 'n baie lekker gevoel nie. Dan sê Psalm 69 vers 3 tot 4 en 21 en 22, hierdie is eintlik dit waarna Jesus verwys, sodat geweet dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word. Sê ek sink in die grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. Die smaad breek my hart en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelyde, maar verniet, en op 'n verstrooster, maar het hulle nie gevind nie. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dis die vervulling van die teks. Maar hierso sê Jesus, nogal 'n interessante ding, ek sink in grondelose modder, waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom, en die stroom loop oor my. Wat hy eintlik sê, hy is besig om die dood af te sink, die dood kom al hoe nader en nader en nader. Dit is al, van die Engelse vertalings vertaal dit eintlik beter. Maar hy kan voel, want aan daai teksie, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, it's almost finished, die dood is naby. Ek sink in die modder van die dood af, en daar's geen staanplek nie. Jy gaan net dieper en dieper sink. Daar's geen staanplek nie, dit beteken, dit wat kom, kan hy nie stop nie. Hy kan nie die dood stop nie. Hy kan op niks trap om te stop wat nou gaan gebeur nie, want die dood gaan kom, hy weet dis naby, want hy's besig om in moddergrond af te sink, waarin daar geen staanplek is nie. Hy kan nie die dood stop nie, dit's baie naby, dit gaan binnekort verbygaan, want alles is al volbring. En in daai moment sê hy, maar my keel brand, sy tong kleef aan die verhemelte vas, en sy keel brand. En dan kom die volgende, wat 'n ou nou eintlik partytjies dink, maar die Romeine het hom bietjie genade getoon, maar hulle het nie. Hy sê, en ek het gewag op medelyde, maar verniet, en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie, want ons dink baie maal as hulle vir Jesus die water met asyn aanbied, hulle het hom bietjie genade getoon. Dit was nie genade daai nie, hoor, dit was eintlik 'n bespotting dry hom. Want hierdie man is dors. Hy sê hy het gewag op medelyde, dat hulle hom medelyde sal gee. Ek het dors, gee my net bietjie water, dis al, net 'n bietjie grace, maar verniet. Vra hulle, ek het dors, nee, hulle vat die spons. Weet jy, so dors, jy daai verwagting van hierdie water wat jy kan drink. Flip, en hier sê dit asyn en is bitter. Dis nie van drinkie, hy spoeg dit uit en dan lag hulle heel moontlik vir jou. Want jy het gedink, hier kom 'n bietjie verligting en hier's medelyde en hier's iemand wat net 'n bietjie vertroos in jou smaad.
maar daar kom geen medelyde nie. En daar kom geen vertroosting. Dis eerder suur en bitter water wat hulle vir jou wil gee, om eintlik met jou die spot te dryf, want jy vat om te vat, jy moet ook so dors, en dan spoeg jy dit uit, want dis nie drinkbaar nie. Dis nie medelyde wat hulle Jesus daar gewys het nie, hoor. Dit was eintlik vir hom te wys, vir jou is daar geen genade nie, geen medelyde nie, geen vertroosting nie, eerder bespotting. En in die bietjie hoop wat jy het, net vir daai bietjie water om jou dors te les, sal jy nie hoop vind nie. Jy sal sink, dieper en dieper en dieper in die modder af. Ek het dors. Jesus 'n fisiese behoefte. Maar dit is baie interessant dat die woord laasweek was Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie dors spreek nie net van fisiese dors nie. Dis die eerste ding wat Jesus sê nadat hy uitspreek, my God, waarom het waarom het U my verlaat? Ek voel nie U teenwoordigheid nie. Waarna dink jy dors hy? Dink jy net fisies? Definitief nie. Hy het 'n dors na 'n koneksie met sy Vader. Daar's 'n behoefte. Hy was in konstante koneksie, in konstante intimiteit met sy Vader. Hy was so fyn gesnaar op wat in hom aangaan op 'n geestelike vlak, toe die vrou wat in bloedvloei ly aan hom geraak het, onmiddellik uit daai skares van honderds wat in hom raak, weet hy, krag het my verlaat. Ontsettend fyn ingestel op wat op hom aangaan op 'n geestelike vlak. Dink jy vir een oomblik, toe hy daai woorde uitspreek, my God, waarom het U my verlaat? Hy voel, waar's my Vader? Ek het hierdie koneksie nie, ek nie in sy teenwoordigheid nie. Dis vir hom totaal en al ongewoon, want hy kom vanuit God se teenwoordigheid, waarin hy was van die begin, tot op hierdie moment. Vir die eerste keer beleef hy nie sy teenwoordigheid nie. En die eerste ding wat hy beleef is, ek het dors, ek smag geestelik na sy teenwoordigheid. Psalm 42 vers 2 en 3 sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Dis in 'n groot mate die hartklop van Jesus. Ek beleef nie sy teenwoordigheid nie. Maar Vader, ek het 'n smagting na U, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Wanneer sal ek ingaan en voor God verskyn? Daai geestelike behoefte wat hy het aan die kruis, want vir die eerste keer in sy lewe is daai behoefte nie vervul nie, en hy beleef dit nie. En daar's geen koneksie nie. En hy weet ook hoe U en ek voel, hoe dit voel om na God te smag, na sy teenwoordigheid. Jesus het nie net geestelike dors aan die kruis gehad nie, maar hy het 'n diepe geestelike dors gehad. En weet jy, selfs nie dit was vervul nie. Daar was geen medelyde, geen vertroosting. Jesus sou eers weer die teenwoordigheid van die Vader beleef nadat hy uit die dode uit opgestaan het. Nog 'n ding wat vir my kosbaar hier is, ek gaan hierdie die laaste enetjie maak. Ek het 3 uur by die huis gekom vanoggend. Ek gepaarty, hier reg die Philippoor, ek paarty nie kan. Is hierdie twee kan jy kan eintlik hierdie en tetelestai met mekaar saamvat. Want hierdie is in 'n groot mate ook 'n oorwinningskreet. Ek het dors. Dis baie interessant wat Jesus hier doen. As jy byvoorbeeld vat in die tuin van Getsemane, Matteus 26:39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Nou as jy gaan kyk na die evangelie, sal jy baie duidelik sien, hy was 3 maal na die Vader toe. Wat hy praat van, as dit moontlik is, neem, laat hierdie beker verby my gaan. Maar weet jy wat, Jesus het die oordeelsbeker gedrink. Wat Jesus eintlik daar ook uitspreek op 'n geestelike vlak is, ek het dors. Wat hy eintlik uitspreek is, the cup is empty. Want hy sê,
geweet dat alles al volbring was. Dit beteken, hy het die hele beker gedrink, ek het dors, maar weet jy wat doen hy in daai kreet? Dis eintlik 'n massive oorwinningskreet van Jesus. Want weet jy wat spreek hy eintlik uit in die geestelike teenoor die Satan? Want die woord sê in Kolossense 2 vers 14 en 15, en die skuldbrief teen ons wat met ons insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te hou, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit beteken hy het in die openbaar oor hulle getriomfeer en hulle tentoongestel dat hulle eintlik oorwin het. Nou daar's baie mooi waar dalk op wat is daai oorwinning en wat is dit wat hy tentoongestel het. Maar die feit dat Jesus sê ek het dors is eintlik 'n tentoonstelling van die vyand in die openbaar dat hy oor hulle triomfeer. Want dis soos jy al baie boksers gesien as hulle man in die kop raak. Dan slaan die ou of wie val vir Rocky gekik. Hy staan nie, kam Mr. T en hy rush het wag, ek gaan nie nou dansie nie. Dit het ek gister 2 uur gedoen. Ken julle vir Rocky? Die wat oud is sal vir Rocky ken. Maar nou slat hy ou vir Rocky en Rocky staan net, kom slat. En hy Russiese ou slat vir Rocky dat die pitte los is en sy coach sê vir hom, wat is jy mal? Hy sê, I know what I'm doing. Hy maak hom nou eintlik moeg. En hy sê Rocky vir hom, is dit al wat jy het? It's all you've got. Is this your best? En hy slat hom nog. En dan later begin Rocky te weet jy, dis in 'n groot mate wat Jesus hier doen. Hy spreek uit, ek het dors. Hy sê eintlik vir die vyand, is dit al wat jy het? Ek het die beker gedrink, dit wat jy na my toe gebring het. I consumed it, I emptied it. En weet jy wat? Ek kan eintlik nog vat. Want hy stel hulle tentoon. En hy maak eintlik 'n belaging van die Satan daar om vir hom eintlik te sê, is dit al wat jy het? Slaan nog. Hy embarrass hom eintlik met die woorde, ek het dors. Because I drank the cup and it's empty. Gee maar vir my nog. Baie ouens wat as hulle rekords breek, soos deadlift rekords of wat ook al, dan tel hulle daai dinge eenmaal op en dan staan hy eintlik nog so lank met die ding. Staan hy. Dan wie gee hom so? Om eintlik net te sê, dis nie net 'n oorwinning nie. I completely destroyed it. Ek het dit totaal in al sy kop verbrysel. Om iets se kop te verbrysel is nie ek het dit sommer net oorwin nie. Nee, ek het dit uitmekaar gepluk, daar's van dit niks oor nie. Ek het dors. Is 'n verklaring van massiewe oorwinning in die geestelike wat Jesus eintlik vir die vyand wil sê, ek het die beker gedrink. En hy hou eintlik nog so vas vir 'n paar sekondes om te sê, weet wat, die ding, nee, ou duiwel, ek het jou heeltemal destrooi. Jy het niks op my. Genesis 3:15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou in die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Hy byt hom in die haksteen in die tuin van Getsemane. Die beker wat hy drink is eintlik die haksteen byt, want die gif van die sonde gaan in sy liggaam in. En hy beleef die sonde eintlik soos gif wat op sy liggaam instroom en 'n effek het op hom. Maar die wonder van die woord is, ja, jou gif kom in my, dis pynlik, dis seer. Maar myne is dodelik. Hy verbrysel. En sodat jy hom eintlik in die openbaar tentoonstel, om te sê, the cup is empty. Gee my maar nog. Gee my maar nog. Jesus is 'n vervuller van sy woord. Jesus het ontsettende fisiese behoefte gehad in daai kruis, maar meer as die fisiese, het hy onmiddellik in 'n diepe geestelike dors na sy Vader gehad. En Jesus het nie net oorwin, hy het hom verwoes. The cup is empty. He emptied it. En hy is as oorwinnaar aan die ander kant van daai kruis uit. Amen. Amen. Kom ons gaan net tot daar. Yes.